Hoe nederig is jy in gesprekke? Ons leef in 'n tyd waar gesprekke dikwels kompetisie word. Ons kyk deesdae 'n bietjie nuus en verder sien ons dit via die sosiale media dat mense kyk wie kan die hardste praat, wie wen die argument, wie kry die laaste woord. Dis in plaas van respekvolle deel van menings en steeds erkenning gee aan die waarde van die persoon. Dis asof mense nie die waarde van nederigheid besef nie. Nederigheid vra eerder, hoe kan ek jou beter verstaan? Daarom sê Paulus in Filippense 2 vers 3, moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Nou navorsing in positiewe sielkunde wys, nederigheid is nie swakheid nie, dis 'n kragtige vorm van selfinsig. Tangney beskryf nederigheid as die vermoë om jou eie beperkings realisties te erken, terwyl jy ander se waarde opreg raak sien. Nou hierdie ingesteldheid bevorder empatie, dit versterk verhoudings, dit skep 'n klimaat waar mense veilig voel om hulle self te wees. So wanneer ons nederig in gesprekke tree, word ons almal beter mense. Let vandag op, hoeveel jy iemand anders kans gee om eers klaar te praat. Sit 'n oomblik jou behoefte op sy om jou kundigheid te demonstreer, of die ander persoon dadelik te probeer oortuig. Probeer nuuskierig wees, stel opreg belang in die ander een se stories. Gewoonlik kan 'n mens iets by iemand leer, of ten minste die kans kry om te reflekteer oor die persoon se rol en die perspektief wat dit jou lewe kan gee. Dit herinner my, ek het 'n vriend gehad wat altyd so gou was om te antwoord dat hy ander nie kans gegee het om te praat nie. Wel, iemand moes seker met hom daaroor gepraat het, want hy het dikwels daarna by 'n studiegroep se byeenkomste gereeld met sy vingers so op sy lippe gesit en dan sien jy hy wil iets sê, maar hy probeer homself nou bedwing totdat dit sy beurt is om iets te sê. En so toe homself fisiologies in toom probeer hou met sy vinger op sy lippe. So vandag, maak of jy in gedagte is en sit jou lippe op jou vinger. Dan lyk dit asof jy luister, want jy gaan ook leer luister op hierdie manier en jy gaan ook stadiger begin terugval en oorneem met praat. En doen dit ook as jy vir God wil hoor. Leef geïnspireerd.